Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons is 'n bekende gesiggie, Chris Burger. Hy is natuurlik van Marula Game Breeders en ons is vandag op die plaas. Chris, welkom en lekker om jou terug te hê. Ja, baie dankie. Dankie dat jy al die pad gery het hiernatoe. Dis 'n lekker trip. So Chris, hoe lank is julle nou al op die plaas besig met die buffelboerdery? Hierdie jaar is ons 25 jaar lank besig om te boer met buffels en volgende jaar sal ons 30 jaar op hierdie plaas wees. Nou wanneer dit kom by buffelboerdery, wat is julle grootste uitdagings? Regulasies. Regulasies en spasie. Buffelboerdery is die hoogs gereguleerde bedryf in die land. Vir my om 'n buffel te toets en te skuif kos my R10,000. Dis sonder helikopterkostes as al is of verjaardskostes. Dis net die toetskostes. En dan ja, jy hardloop vinnig spasie uit. So ou moet altyd planne maak, jy weet, om jou veiding te verbeter of jy moet grond byhuur of koop of hoe ook al, maar jy moet plan maak dat jy genoeg grond kan hê om aan te gaan met jou boerdery. So jy het nou so 'n bietjie genoem oor regulasies wanneer dit kom by buffelboerdery. Wat se spesifieke regulasies is in plek? So ons hele protokol, as 'n VPN wat geskryf is, so sekere goed wat ons moet voldoen aan. Jy moet jou drade moet 'n sekere spesifikasie wees. Jy moet bomas het wat voldoen aan kwarantainvereistes. En dan moet jy toets. Kyk, in die ou dae was hulle bang buffels gee die beeste back and closure. So daai VPN's en goed was geskryf met daai ding, met daai gedagte in ag. Nou in die huidige klimaat waar ons sit is die teenoorgestelde. Nou gaan ons buffels by beeste back and close kry en hy is nie geskryf vir dit nie. So dit is bietjie van 'n deurmekaarspel op hierdie stadium. So is hierdie regulasies spesifiek gefokus omdat buffels deel is van die Groot 5? Kyk, jy het 'n bietjie van daai omdat hy kan uitbreek, maar die groot deel hoekom daar regulasies is om die beeste te beskerm van back and claw, besmetlike misgeboorte, korridor en TB. Dis maar die 4 siektes wat ons toets in buffels. So hulle kan dit dra en soos met back and claw, as hy dit eers het, is hy vir altyd 'n draer. So 'n vuil buffel word nie weer skoon nie. Hy gaan altyd in 'n trop sirkuleer die hele tyd. So hulle gaan mekaar bly aansteek, so jy gaan nooit van dit ontslaa raak nie. En dit was die vrees dat as hulle dit kry, dat hulle dan gaan oordra na die beeste toe. Nou behalwe vir die back and claw seer wat ons weet is 'n probleem en ons sal bietjie later aan dit raak, is daar enige ander siektes wat jy moet dophou? Ja, so dit is daai 4 toetse is die belangrikste, soos TB, back and claw, korridor en besmetlike misgeboorte. So ons toets vir hulle, dis die 4 toetse wat jy laat doen. Hulle moet op kwarantyne staan, kry veearts, hulle pyl hulle, trek bloed en dan spuit hulle TB in die nek in, een kant IV en ander kant bovine. 3 dae later kom jy weer, jy pyl hulle weer en dan meet jy dit. Hulle kyk of daar 'n swelling of 'n reaksie was. Daar's altyd 'n bietjie van 'n reaksie, maar hy kan tot op 'n sekere mate reageer. Enigiets meer as dit, dan sy positief vir TB en dan sal jy dan verder gaan in bloed trek en seker maak dat jy dit het of nie het dan altans nie. En ja, dit is daai siektes waarvoor ons altyd moet versigtig wees en wat 'n buffelboerdery kan toemaak. Want die swak deel van dit is sou ons positief toets met een van daai siektes, dan moet jy jou hele trop van kant maak. Nou wanneer dit kom by hierdie buffelboerdery, is dit belangrik om 'n netwerk te hê van ander boere met wie jy inligting kan uitruil? Ja, dis krities dink ek. Jy weet, ek het nie gekom waar ek gekom het vandag, waar ek sê ons het nie daar gekom deur 'n eiland te wees nie. Daar's baie mense daar buite wat baie meer as ek weet van buffels. En ek het baie geleer by hulle en ou vat hande saam en dit is die enigste manier hoe ek kan vorentoe gaan. Jy kan nie alles alleen doen nie. So ja, ek dink dis krities en dit was die ding wat ons gedifferensieer het en ek dink na die volgende vlak van buffelteelery te gevat het. Is my verhoudings met ander buffelboere en ander buffelteelers. Nou as jy terugdink aan ander belangrike lewenslesse van buffelboerdery wat jy by iemand anders geleer het, wat is daai een wat altyd vassteek by jou? Yes, as jy moet meet om te weet, dink ek. Ek dink die manne sê altyd, jy weet, as jy moet die data hê. So jy moet meet, jy moet ouderdomme weet, jy moet geboortedatums weet, so jou rekordhouding is van kardinale belang. As jy nie daai data reg kry nie, dan het 'n ou dan het jy nie 'n basis om op vanaf te werk nie. So as daar enige ander jong boere daar buite is wat wil in die buffelboerdery inkom, is daar enige raad wat jy nou aan hierdie jong boere kan oordra? Ja, ek dink jy moet nuuskierig wees van aard en jy moet uitreik na topteelers toe. Die buffelboerdery is 'n langtermyn ding. As ek vandag 'n nuwe ding implementeer, ek sien daai resultaat eers oor 10 jaar. So jy kan nie vandag 'n besluit maak as jy nie seker is oor daai besluit nie. So jy moet regtig
moeite doen om by mense uit te kom wat al die paadjie gestap het en vra vir advies. Ons almal is bereid om met jou te deel. So ja, ek dink jy moet uitreik en moenie net enige ou se advies vat nie. Kry advies by 'n paar ouens en dan maak jou aftrekkings en gaan doen jou eie ding. Ons gaan saam met ons vandag natuurlik Chris Burger van Marula Game Breeders. Ons is nou weer terug net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas vandag natuurlik saam met ons Chris Burger van Marula Game Breeders. Ons gesels 'n bietjie buffels. So kom ons raak 'n bietjie aan die back and closure. Dit is 'n ongelooflike groot probleem, maar wat het jy gedoen sover om dit uit jou kuddes uit te hou? Ons probeer om enige diere wat uit van 'n buitekant af uitkom uithou. So jy wil niks niets in hê nie. So dit ek dink is die enigste manier hoe jy regtig back and claw gaan beheer. En dit gaan bietjie groter as dit want jy gaan met jou bure ook dit regkry dat jou hele gemeenskap dit moet regkry want hy kan deur vlakvarke versprei, hy kan deur kudu's versprei en jy kan nie hulle beheer nie. Hulle gaan oor die drade en onder die drade. So dit is redelik 'n gemeenskapsprojek. Jy moet dit saam as gemeenskap aanpak anders dan gaan jy nie suksesvol wees nie. Is daar enige ander planne wat julle gemaak het om seker te maak die back and claw versprei nie in julle area nie? Ja, ek het al my buffels van die buitekantste kamp af weggeskuif van my bure af. Veral waar ek weer ons risiko met ander buffels of beeste. En dan het ek nou begin om my plase, ek maak 'n heining binnekant. So ek span 'n korridor af, ek maak gange binne in my plaas vir langtermyn. Maar ek weet nie almal is in staat om dit te doen as 'n dier uitstappie maar ek dink vir my langtermyn is dit die moeite werd om nou so iets aan te pak want ou moet alles doen wat jy kan doen want jy kan nie beheer wat buite aangaan nie maar ek kan beheer wat ek kan doen. So ek het daai risiko gesien en ek is nie tevrede met dit nie so ek maak my eie planne om dit uit te hou. So gepraat so 'n bietjie van julle streek, hoe hard het back and closure al impak gemaak hier in julle streek spesifiek? Want ons is baie gelukkig in ons Matlawas area het ons 2.2 miljoen hektaar en ons het nie regtig erg nie. Daar's definitief gevalle, 'n paar. Ek dink daar's so 3 gevalle. Nou die sleg van dit is gehoor van 'n beesboer in ons area, baie bekende boer. Hy is in kwarantyne geplaas en hulle wag vir die uitslae en hulle kry nie die uitslae nie. So hy het stoetbeeste, stoetbrahmane. Hy is geforseer gewees om stoetbrahmane te slag en vleis te verkoop om lone te betaal. So dis die tipe ding wat die mense nie besef gebeur nie, weet daai toetsuitslae so sloer. Dit maak mense seer en dit maak mense dood daai. So daai het ons 'n paar gevalle wat mense ernstig raak en ons probeer hard, ons is 'n netwerk van veeartse en boere wat saamwerk om uitklaring te probeer kry en te kry vir die manne, maar soos ek sê, daai het ons nog nie reg gekry nie, maar daar's vir die meerderheid van ons area is ons regtig bevoordeel. Hoeveel hulp indien enige het julle al van die regering afgekry nou met hierdie back and claw uitbreek? Nou, ons het niks gekry nie, hulle help nie. Hulle het nou wel begin, ons sien nou het nou begin entings uitrol. So valwater is nou geënt wat 'n area is hy val buite ons area, maar dis die eerste geval wat ons gesien het. So die inentings begin nou kom, dit is great, maar jy weet ons sukkel. Ons het 'n bietjie samewerking met die staatsveeartse so op die dae waar ons gaan praat en mense inlig, is hulle bereid om te kom help en hulle is daar en hulle praat met die mense, so daai hulp het ons gekry. Maar verder as dit het ons nie hulp gekry nie. Jy weet as jy kyk uit 'n buffel-oogpunt uit, wel dis 'n staatsbeheerde siekte wat heeltemal uitbeheer het, hy's glad nie meer beheer nie. So toe ons ingery het hierso, het ons deur 2 spuitstasies gegaan. Ek weet julle is baie ernstig oor julle biosekuriteit, maar wat het julle in plek gesit om seker te maak die back and claw versprei nie verder nie? Ons het dit self in plek gekry as Matlawas, ons is 'n paar boere in ons omgewing wat net ingespring het en hierdie spuitstasies opgesit het. Ons noem hulle sanitasiestasies. En ons het hulle strategies op plekke gesit wat ons area toemaak en ons het almal by ons hekke in. So as jy in en uit gaan, ek tussen plase, tussen boere, ons spuit in, ons spuit uit en dit is die enigste manier hoe ons weet dat jy jouself kan beskerm. So ek weet die boere het 'n hele paar goeders wat hulle graag sal wil sê, maar as jy nou spesifiek iets vir die regering kon gesê het van 'n boer af, spesifiek wat sou dit gewees het? Maar dit is eintlik baie maklik. Ek dink as jy vir 'n boer die geleentheid gee om advies te gee, dan ons weet wat om te doen. Jy moet beweging beheer en jy moet die inentings uitrol. Dis die plan. As jy nie die beweging beheer nie en jy beheer nie die uitrol van die inentings ordentlik nie, dan gaan jy dit nie reg kry nie. Maar as jy dit doen, daai 2 goeders, as ons vir 3 maande net bietjie kan stop en beweging breek, inentings gaan uitrol, dan gaan ons omkeer. So ja, ek dink dit is wat ek graag wil hê, wil gebeur vir ons gemeenskap.
Dis ons gas Chris Burger. Baie dankie vir jou tyd, Chris. Nou, dis al wat van ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan doen ons dit weer maandagooggend.